Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Gebeur daar nog goeie dinge in hierdie wêreld? Verseker doen daar. Maar dit wat sleg is, word vergroot op so 'n manier, dat die slegte dikwels oorweldigend lyk. Skakel enige nuusstasie aan, of koop enige koerant of tydskrif, en jy sal dit vol berigte van moord, diefstal, oorlog, hongersnood en allerlei verskriklike tragiese gebeure vind. Ons moet goed ingelig wees vir wat om ons aangaan. Maar om oormatig of sonder enige doel oor wêreldprobleme te praat, skep bloot 'n somber atmosfeer wat niemand geniet nie. En hiermee sê ek nie dat ons die werklikheid moet ontken nie, maar ons kan kies waaroor ons praat. In plaas daarvan om onsself net die heeltyd met slegte nuus te voed, moet ons kies om goeie dinge te lees, te kyk en oor te praat. Ons sê dikwels goed, sonder om te dink aan wat die impak is van ons woorde. Verander jou woorde en verander so jou lewe. As jy graag wil hê jou lewe moet in 'n ander rigting inbeweeg, verander wat jy bely. Verander wat jy sê. Jakobus 1 vers 19 sê, "So dan my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat." God het jou 2 ore gegee, maar net 1 mond. En die rede is, omdat hy wil hê, jy moet 2 keer soveel luister as wat jy praat. Jy kan seën of moeilikheid met jou woorde skep. Jy kan harmonie of onenigheid met jou woorde skep. Wat sou jy graag wou hê, moet God vandag in jou lewe doen? Vra jouself af, wat verklaar jy uit jou mond? Is dit wat jy verklaar in lyn met dit wat jy wil hê God in jou lewe moet doen? Woorde verander die atmosfeer van jou lewe, ten goeie of ten kwade. Here, help my om my woorde versigtig te kies. Dankie vir die Heilige Gees wat my help met selfbeheersing en om verantwoordelikheid te hê in dit wat ek sê. In Jesus naam bid ek dit. Amen.